praat met ons moeders, maar eerstens wil ek vir elke moeder hier vanoggend sê, 'n baie geseënde Moedersdag, en ek wens elke moeder net 'n wonderlike Moedersdag toe, en ek wil net 'n honderd blyk aan elkeen bring wat vanoggend hierso is, en ek wil elkeen eer wat so getrou die Here dien en omgee hart het. Is moeders wat omgee hart het in moeilike tye of in maklike tye. Dit maak nie saak of jy 'n sterk vrou is wat na vorentoe kom en vashou aan hulle geloof. Ek kan sien wat die vrouebediening, dis vrouens wat vashou aan hulle geloof en moeders. En dit is nie altyd maklik om by alles uit te kom nie. Somtyds word mens gekonfronteer met onrealistiese verwagtinge. Baie word van ons verwag in 'n dag. En dis nie altyd maklik nie. En daar is soms seisoene van isolasie en eensaamheid. Ek hoor dit gereeld vrouens wat eensaam is, al is hulle om mense. Jy is nog steeds eensaam. Min mense om op te vertrou, elkeen se laste te dra. En mense dra ook soms geestelike en emosionele laste. Terwyl hulle vir ander bid, moet hulle eintlik voor self gebid word. Maar hulle bid vir ander en hulle hou aan om vir ander te bid. En moeders verdra soms kritiek en skinderpraatjies. Dit word ook, is ook deel van moeder en ma wees. Maar en baie ervaar uitputting. En tog bly die moeder net uit hulle binneste uitgee. Hulle gee en hulle gee. Maar deur die genade van die Here bly hulle staan. Hulle bly staan. Julle hou aan bid, aan lief hê en aan dien. Ekskuus, is dit nou myne wat se? Ekskuus. Dis 'n paar geluide vanoggend hierso. Ek wil vir julle voorlees wat 'n onbekende persoon een keer gesê het. Jy mag dalk nooit applaus op 'n verhoog ontvang nie. Jy mag dalk nooit 'n applaus op 'n verhoog ontvang nie. Ek het dit sommer hier gesit. Maar die hemel staan elke keer op wanneer jy kies om lief te hê, te dien en getrou te bly. Is dit nie pragtig nie? Ons as vrouens kom dalk nooit, sommige kom nooit op 'n verhoog dalk nie. Maar die hemel staan oop, sodra jy kies om lief te hê en getrou te bly. Is dit nie pragtig nie? En daarom wil ek elke vrou vanoggend hier salueer, as wonderlike geseënde moeders en vroue van God. U is voorwaar 'n vrou van edel karakter, wat dit so mooi sê. En now there is something special about the women in Proverbs, and I don't think any other book in the Bible describes the women so beautifully as in Proverbs. And we as women can feel privileged when we read these verses. Proverbs 31 verse 30 in the Amplified, I'm just going to read it. It says so beautiful. Charm and grace are deceptive, and superficially, beauty is vain. But a woman who fears the Lord, nou sê dit, hoe sê dit met fear? Reverently, worshiping, obeying, serving and trusting Him with all full respect, she shall be praised. Is dit nie mooi nie? It's so beautiful. It does not matter whether we are the most beautiful women in the world or not. What matters is that we serve God. And one thing that is very important as well is our aged spiritual mother. Spiritual mother, not ons ouer vrouens nie. Ons vrouens wat volwasse in Christus is, volwasse geestelike vrouens nie. Paul wrote to Titus and he gave a vision for how generations of women would shape one another. He spoke of aged women, not merely in years, but in spiritual maturity, who were to become teachers,
mentors and examples of godly living. En dit is hoe ons moet wees. Ons moet poog om geestelike volwasse vrouens te word. Nou, hoe kan dit gebeur? Ons moet die woord inkry. Ons moet bid. Ons moet na preke luister. Ons moet boeke lees. Ons moet regtig, maar meeste van ons lees die Bybel. Want dit is so belangrik om die Bybel, want ons wil geestelik volwasse raak, nee. In Titus 2 verse 3 to 5, in the New King James, the older women, likewise, that they be reverent, dat hulle eerbiedig sal wees, in behavior, not slanderous, laster of skinder nie, not given to much wine, teachers of good things, that they admonish, command the young women to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, homemakers, good, obedient to their own husbands, that the word of God may not be blasphemed. So die ouer, volwasse geestelike vrouens moet die jonger vrouens leer, dat hulle volwasse kan word, en dat hulle kan leef, so volgens wat die woord ons leer om te wees. So that mature spiritual mothers must always be ready to teach the new upcoming generations in the way of the Lord. And the young spiritual mothers, always teach your children so that when they grow up, they will know and serve the Lord. So it's a generation thing. The older women must learn the younger women must learn the children, and so it will carry on. Isn't it wonderful that the Lord teaches us how we must do it? Om geestelik volwasse te wees is so belangrik, en elke vrou moet poog om dit te bereik, en so sal die huisgesinne leer om die Here te dien. Hierdie vrou in Spreuke, ek hou so baie van Spreuke, dit beskryf net die vrou so mooi. Spreuke 31 vers 10, 'n knap vrou is baie meer werd, baie meer as edelstene. Nou ek dink elke vrou hou van edelstene. Ek love edelstene, dit is so pragtig. Nou 'n knap vrou is baie meer werd as edelstene. En omdat sy flink en knap en deeglik is, en die Here dien natuurlik, maar een ding wat ook baie belangrik is, sy moet wysheid hê. 'n Vrou moet wysheid hê. So, wanneer ons dit aan Salomo, hy kon enigiets gevra het, hy kon regtig vir die Here enigiets gevra het, maar wat vra hy? Hy vra vir wysheid. Hy kon rykdom gevra het, want hy het geweet, as hy wysheid vra, al die ander dinge kom saam met wysheid. Nee? Is dit nie wonderlik? En dis amper soos daai versie wat sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die dinge sal vir jou bygevoeg word. Dis amper vir my soos wysheid. As jy eers die wysheid het, dan word die dinge vir jou, want nou weet jy weet om sake te bedryf, jy weet om dinge te doen, want jy het nou die wysheid van God. So, ons as moeders en vrouens het ook almal verpligtinge. Ons almal het verpligting, ons almal is die huise. En ons is huisvrouens, maar hulle het 'n mooi woord vir dit, hulle noem dit tuiste skeppers. So die moeders is ook nou tuiste skeppers, en ons ook moeders wat werk, baie van hulle werk. And we as mothers do not get tired, do get tired and feel as if we are sometimes doing the same things over and over. Ek weet nie of u ook al so gevoel het nie. Voel partyke van na huiswerk, jy doen dit oor en oor dieselfde ding. And a while ago, I read this cute version that was written on a well-known American woman's tombstone from 1825. Luister hoe die vrou op haar, dat hulle dit op haar tombstone skryf. Here lies a woman who was always tired.
She lived in a house where no help was hired. Her last words on earth were, "Dear friends, I'm going. Where washing ain't done, nor sweeping or sewing, but everything there is exact to my wishes. For where they don't eat, there's no washing of dishes." Dit is met hierdie vrou gevoel oor die dishes, nee. Sure, maybe she worked herself to death. At least now she's resting peacefully without any dishes. So wanneer ons iets doen, moet ons regtig dit doen asof ons dit vir die Here doen. Dan kom die vreugde. Nie verkeerde wense nie. Hierdie het 'n verkeerde wens gehad. En sy het uitgesien na die hemel, nee. Ek dink party van ons het ook al hierdie idee gehad. Gaan baie rustig met al wees. En dan spreek vrouens nie net huisvrouens nie, maar ons kry ook besigheids- en sakevrouens. Spreuke 31 vers 17 sê, sy pak die werk aan met krag. Haar hande staan vir niks verkeerd nie. Buiten al die huiswerk wat daar altyd is en nie opbou nie, het die Here vir ons talente gegee. En ons moet daarmee woeker. Ons moet met hierdie talente woeker. Nou wanneer ons Spreuke 31 lees, u kan dit definitief bietjie by die huis ook gaan lees, maar dis 'n hele meer in konteks en meer globaal, so dat dan kan jy mooi sien hoe gaan dit met hierdie vrou. En sy het verseker nie net hierdie een talent gehad nie, met al haar harde werk het sy self vir haar stuk grond gekoop. Nou as mens sien wat sy met hierdie stuk grond gedoen het, dink ek het was 'n groot plaas wat sy gekoop het, nie net 'n stukkie grond nie. Spreuke 31 vers 16 sê, sy dink na oor 'n stuk grond en koop dit, van die vrug van haar hande plant sy 'n wingerd. Maar buiten al die harde werk, so sy het 'n wingerd geplant. Jy sien, sy het nie net 'n bietjie groentetjies geplant nie. So dit was definitief dan kyk 'n plaas. Maar buiten al die harde werk wat ons net weer herinner, soos die bo in Spreuke 31 vers 30, is uiters drukke skone houding. 'n mooi voorkoms is nie alles nie. As sy die Here dien, dan verdien 'n vrou om geprys te word. Is dit nie wonderlik nie? En hierdie het my net laat besef, al doen ons ook wat ander werk is, al doen ons dit nie so goed soos ons dit moet doen nie. Die belangrikste van alles is, ons moet die Here dien. Want dis waar ons uiteinde is. En ons begin dit al hierso op aarde te doen, vir die ewigheid. So ons moet die Here dien, en so moet ons kinders ook leer en lei. En ons moet nie net bely dat ons kinders van God is nie. Ons moet dit prakties uitleef. Mense moet sien, hierdie vrouens, hierdie moeders, is voorwaar kinders van die Here. En dit is hoe ons dit moet uitleef. Kom ons lees dit in Spreuke 31 vers 20 in die 53 vertaling. Sy brei haar handpalms uit na die ellendige en steek haar hande uit na die behoeftiges. Hier kan ons dit prakties uitleef. Want jy sal sê, hoe kan ek dit nou prakties uitleef? Jy moet die hande uitsteek na die behoeftiges, na die wat dit nodig het. En dit is altyd so wonderlik as ek sien hoe regtig die mense gee in ons gemeente. Hier's 'n mandjie hierso agter vir die behoeftiges wat ons waar jy kossies kan insit en daar's altyd kos. Daar's altyd kos vir iemand. Dit is so wonderlik. Maar party het net gebed nodig. Of party het net 'n troostwoordjie nodig. Party het nie altyd net kos nodig of geld nodig of iets nie. Maar as jy sien iemand het 'n gebed nodig of ietsie, doen dit. Gaan na hulle toe. Praat met hulle. Dit is mense waardeer dit ontsettend baie. En die Here sal u eer, omdat u dit gedoen het. Sal die Here u eer. En dit sê ook hier in Spreuke 31 vers 25. Sterkte en eer is haar kleed, en sy lag oor die dag van môre. Is dit nie wonderlik nie?
Sy lag oor die dag van môre. Niks is te moeilik en sy sien kans vir alles. Dit laat my so dink aan daar, toe ons hier langsaan was in die koffiehuis, en die so langsaan by Rusty Pumpkin Kerk daar gehou het daar altyd vir die besigheidsmense kom praat. En hy het een keer gesê, hy sê, as die bankbestuurder hom bel, dan lag hy so hard as wat hy kan. Die bankbestuurder wonder seker, wat gaan aan? Hy sê, maar ek het nooit een tekort gehad en die Here het hom gehelp dat hy, because he's laughing in the face of the enemy. En dit is wat ons moet doen. Laugh in the face of the enemy. As hy sit om na jou te kom en vir jou kom vertel dinge wat nie die waarheid is nie. Dan sê jy vir hom, ek straf jou in die naam van Jesus en jy lag vir hom, want hy kan dit nie vat nie. Hy wil hê ons moet bitter mense wees. Hy wil hê ons moet kwaad wees. Ons moet opgeblaas wees. Nee, kinders van die Here is nie so nie. Ons lag vir die dag van môre wat gaan kom. En sy weet die vreugde van die Here is al sterkte, want dit is wat die woord sê. The joy of the Lord is your strength. En dit is hoekom ons lag. En dan wil ek afsluit hiermee. Ek wil vandag regtig vir elke moeder, ek wil net lewe oor elke moeder en vrou hierso spreek. Mag die God wat in die geheim sien, u openlik beloon. Mag hy u krag gee, krag hernie en u laat opvlieg soos 'n arend. Mag hy u siel herstel en u herinner dat u sy geliefde dogter is. Mag hy u omring met ander vroue van moed, mentors en ware vriendinne wat die arms oplig wanneer u moeg is. Mag hierdie Moedersdag vir u herinnering wees dat u stem saak maak. U stem maak saak. U teenwoordigheid gewig dra en u gawe betekenisvol is. Onthou, ons almal het 'n gawe gekry van die Here af. Ons moet dit begin uitleef. Gaan een van die dae gaan ek weer daai gawes van die Gees aanbied, en dan die wat dit nog nie gedoen het nie, kom vind uit wat julle gawes is. En onthou een ding, ek en Piet is daar regtig baie lief vir u. Al die moeders en al die vrouens wat volgens u is. Amen. Kom ons bid saam. Vader, hoe wonderlik is dit om vanoggend net weer as moeders en vrouens hier by mekaar te kan wees. Hoe heerlik is dit, Here, om uit die woord uit te leer wat u wil hê ons as vrouens moet doen, ons as moeders moet doen, hoe ons kinders moet leer, hoe ons kinders hulle kinders moet leer, Here. Help ons daarin, dat ons nooit foute sal maak nie, maar wanneer ons kinders, ons kleinkinders, ons agterkleinkinders sien, Here, dat hulle die Here sal dien in gees en in waarheid. Sien elkeen wat volgens u is, Vader, behoed hulle en bewaar hulle, en dankie vir al die liefde wat u vir ons gee. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Baie dankie, Here Jesus. Amen.